Goeiedag al my YouTube vriende, ek is Marlijn en welkom by Jekkelliefie. Vandag wys ek vir julle wat om te doen met al die wol wat oorgebly het van julle spitsoormissies. Ons maak 'n speelspinnekop vir ons kaatjies. Ek hoop julle geniet dit soveel soos wat my katte doen. Hierdie speelspinnekop is perfek vir groot en klein kaatjies. Hy het sy 8 beentjies en 'n ou klein gesiggie vir jou genot. Hy het eenvoudige ketting beentjies met picot steke wat ek vir julle gaan wys hoe om te maak in hierdie video. En wanneer ons hom vasheg, dan hekel ons hom ook direk aan die lyfie vas om seker te maak dat niks gaan afgeskeer word of losgetrek word nie. Enige drade, garings, gaan alles aan die binnekant van hierdie speelspinnekop wees. So kom ek wys vir julle wat het ons nou alles nodig vir hierdie ouetjie. Ons het nodig vir die speelspinnekop 'n vulsel. Ek gebruik sommer 'n ou kussing se binneste. Werk perfek. Jy gaan ongeveer 20 gram van hom gebruik. Natuurlik het jou skêr nodig, 'n naald, 'n lekker dik naald, en jou plekmerkers, 'n 5 mm naald, en jou Nirvana Chunky kleur van jou keuse. Ek gebruik wat oorgebly het van my spitsoormissie, en dan 'n 4 draadgare vir die gesiggie. Ek gebruik sommer L Cottons se volplaai hiervoor. Vir die oogies het die moontjie, ja, die Nirvana Chunky wat oorgebly het van my spitsoormissie, en dan nou seker te maak ek verloor nie my steke nie. En as jy sien die naald, hy is nie van die dikstes nie, maar hy is nog steeds dun genoeg dat ek my 4 draad deur my werk kan ryg. Vir demonstrasiedoeleindes gaan ek gebruik sommer 'n chunky van Pure Gold. Pure Gold Chunky. En hierdie kleur, wat is hierdie kleur? Sommer die kleur chili, want dit is wat ek nou byderhand gehad het. En hy vra vir 'n 5.5 mm. Hy vra vir 'n 5.5 mm, so ek gebruik 'n 4.5. Een hele nommer onder, om seker te maak, ons werk is mooi stewig, dat daar nie enige flaf ergens gaan uitsteek per ongeluk, of wat die kat dit kan uitdruk met sy skerp naels nie. So die video gaan in beide wees, die Nirvana Chunky, en dan die Pure Gold Chunky. In totaal het my spinnekoppie, dink ongeveer met al sy dingetjies, ja, 30 gram, wat hy weeg. En die wol self was 18 gram wat ek gebruik het, maar kom ons sê, om veilig te wees, moet jy seker maak dat jy ongeveer 20 tot 25 gram wol beskikbaar gaan hê vir die projek. En dan natuurlik dieselfde vir jou wat jy aan die binnekant gaan insit. Maak seker dat jy 20 tot 25 gram stuffing gaan hê. Soos ja, klein bietjie weeg, maar min, al lyk hy baie, want ons gaan hom lekker stewig vasdruk en opvul. Soos jy kan sien, hy is nie so hard dat ek hom nie kan druk nie, maar hy is nog steeds vol genoeg dat hy 'n lekker bounce het. En dat die kat gemaklik met dit kan speel, dat jy hom nie met 'n klip gooi nie. So ja, maak seker jy het 'n minimum van
kom ons sê om veilig te wees, 25 gram enige chunky wol en 25 gram van jou vulsel en jy behoort hierdie projek met gemak aan te pak. Vir die projek gaan ons 3 steke gebruik. Jy moet kan kettings maak, kan glipsteek en 'n gewone kortbeen maak. As jy hierdie 3 kan doen, dan kan ons maar so lank begin. Ek maak my skuifknoop en 10 kettings. Sien jy wanneer jy 10 het? Nou dat ons 10 kettings het, gaan jy jou werk draai en ons werk in hierdie agterste lissies in. Die 10de steek was ons draaisteek. So ons gaan nie direk in sy lissie inwerk nie. Ons gaan in die een net onder. Ons sit die naald in en ons maak 'n glipsteek. En onmiddellik kry ek my plakmerker en ek sit hom deur die 2 beentjies van my eerste glipsteek. En ons maak 'n tweede glipsteek. Maak seker jy werk in daai agterste hobbels. So hier is die vlegsel, daai agterste hobbeltjies. So ons maak nou ons tweede glipsteek. En dan werk ons 5 kortbene. 1. Maak seker julle kry hom. 2. 3. 4 en 5. As jy werk krul, is dit doodnormaal. Soos ek sê, ons gebruik 'n kleiner naald, juis dat ons steke 'n bietjie stywer is vir hierdie projek. So ons het ons eerste 2 glipsteke, en dan het ons 5 kortbene, en daai laaste 2 hobbeltjies maak ons weer 2 glipsteke. 1. Hierdie laaste ene mag dalk 'n bietjie moeilik wees. 1, 2. Daar het ons eerste ry. Ons maak 'n ketting. Dis ons draaiketting. Dit gaan nie tel as 'n steek nie. En ons beweeg oor na ons volgende ry. So dis 2 glipsteke, 5 kortbene, 2 glipsteke en 1 draaiketting. Dis net 'n gewone ketting wat jy maak vir wanneer ons werk draai. Ons eerste ry is nou klaar. Ek het my volgende plakmerker hier naby en ons draai ons werk. Ons gaan nou basies vir ry 1 herhaal. Ons gaan 2 glipsteke, 5 enkelbene en 2 glipsteke. Maar wees nou net versigtig. Sien julle hierdie draaiketting? As jy hom omdraai, dan lyk hy soos 'n plekkie waar jy moet inwerk. Maar jy moet dit nie doen nie. Jy werk nie in die draaiketting in nie. Jy werk in hierdie laaste glipsteek, gaan jou eerste glipsteek wees. En jy maak jou eerste glipsteek in hom in. En dan kry jy jou plakmerker en jy sit hom daarin. Nou kan jy duidelik sien, dit is waar jou ry begin en waar jou ry eindig. So ek gaan nou deur ry 2 saam met julle. En dit gaan ook ons
herhaalry wees. Dit is wat ons vir 26 rye gaan doen. Nou, ons stel, daai eerste ketting is nie 'n ry nie, maar ons het nou vir ry nommer 1 gedoen, en ons gaan nou ry nommer 2 doen. Ons het ons eerste glipsteek, ons doen 2 glipsteke aan die kant. Elke kant het 2 glipsteke met 5 enkelbene tussenin. So dis nou 1, 2, 3, 4 en 5. En ons eindig die ry af met 2 glipsteke. 1 en 2. Dan maak jy jou draaiketting. Die eerste glipsteek en die laaste glipsteek gaan seker die moeilikste wees om in te werk. So kyk net uit daarvoor. En dit is nou ons herhaling. 2 glipsteke, 5 kortbene, 2 glipsteke en my draaiketting. En wees net versigtig as jy hom draai, dat jy nie in jou draaiketting inwerk nie, maar in daai laaste glipsteek wat jy gemaak het. Ons begin en ons eindig elke ry met 2 glipsteke. En ons doen dit totdat ons 26 rye het. Ons 26 rye is gedoen en jy gaan sien as gevolg van die glipsteek aan die kant, gaan ons werk wil krul. En dit is perfek, dit is presies wat ons wil hê. As jy net gewone enkelbene gedoen het, dan gaan jou werk plat wees. Maar hierdie ouetjie gaan nou wil krul. Ek het ook 'n lappie gemaak in die Nirvana, net sodat jy dit kan sien. Hy is presies dieselfde grootte as die Pure Gold Chunky. Al werk ek nou met 'n ander grootte naald. As hy groter is dit met 'n klein rapsie. En nou kan jy ook sien, hy is so wollerig, dat dit is moeilik om op kamera te wys die steke wat ons moet doen. En dus het ek die Pure Gold. Maar ja, so dit het lekker vinnig gegaan, glad nie moeilik nie. En jou werk gaan 'n bietjie styf wees, want onthou jy werk nou met 'n kleiner naald as wat die wol vooraan vra, en ons wil hê hy moet styf wees. Ons gaan nou nog nie vir hom vaswerk nie. Die buitekant van jou werk is die kant, waar jou stertjie aan die regterkantste onderste hoek is. Dan weet jy is reg. Hierdie is jou buitekant. As jy hom reguit lê, jou stertjie gaan nie daar wees nie. Hy gaan aan hierdie kant wees en jou ander stertjie is hierbo. So dit is jou buitekant. Alhoewel, dit gaan nie regtig saak maak nie, want hy lyk binne en buite presies dieselfde. Nou gaan ons werk klaarmaak en ek gaan my gare knip. Is veilig om te sê, los vir jou. Jy kan vir jou 'n langerige stertjie. Ons gaan nie hierdie stertjie gebruik vir vaswerk nie, maar ons gaan hom wel gebruik om vas te knoop. Of as jy wil, kan jy vir jou 'n stertjie maak wat 3 keer die lengte is van jou lengte. 3 tot 4 keer, om veilig te wees. 3 tot 4 keer die lengte van jou lappie. Jy knip hom af
en jy daai draaisteek wat jy gemaak het, jy trek hom deur en jy trek hom styf. So hierdie is nou ons buitekant en hier is die binnekant. Ag, dat is sy, ja. Die sterkie moet onder lê, onder regs, dan weet jy is reg. Ok, ons gaan nou nog nie die lyfie vaswerk nie. Ons gaan nou aangaan met die bene. Ons speelspinnekop het 8 beentjies. En aan die punt het hy 'n piko motief. En die been word aan die lyfie vasgehekkel. So enige stertjies gaan in elk geval weer terug in die lyf in. En die stert waarmee ons begin hier onder, word in die pootjie in vasgewerk. Kom ek wys julle. Vir al 8 beentjies gaan ons die volgende doen. Ons maak ons skuifknoop. En let net op, dat julle stertjie lang genoeg is, want jy het 2 opsies hoe jy hierdie stertjie kan inwerk. Vereers maak ons 3 kettings. 1, 2, 3. En daai heel eerste ketting wat ons gemaak het, gaan ons terug inwerk en ons maak 'n glipsteek. Ons maak nog 2 kettings. In daai selfde eerste ketting gaan ons terug en werk 'n glipsteek. En dan nog een laaste keer, 2 kettings. En in daai eerste ketting maak ons 'n glipsteek. En hier is ons voetjie. Nou vir die volgende stap gaan ons die been maak. Jy het 2 opsies. Jy kan die stertjie uitlos en dit later met 'n naald inwerk, of jy kan jou stertjie saam met die res van jou gare vat en jy werk hom in by die been in. Let wel, hy maak hom dan 2 keer dikker as wat hy is en dat jy bietjie stywer met jou naald dan gaan werk. Ek gaan my ketting of my stert in die ketting in wegwerk. So vir die beentjie maak ons 10 kettings. 1, 2, 3, en julle kan sien hy raak lekker styf. Doen daai 4de ene, en dis ok as hy daar uitkom. So ons het nou 1, 2, 3, 4 kettings, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En daar is my beentjie. Hierdie kan ons later of afknip met 'n skêr, of jy kan hom nog 'n bietjie verder inryg in die beentjie met 'n naald. Ons werk hom nou nog nie af nie, want ons gaan nou hierdie beentjie vaswerk aan die lyfie. Ek het my lyfie hierso, ek het my been hierso. Ons gaan nie hierdie beentjie vaswerk met 'n naald nie, ons gaan hom vashekel aan die lyfie. Nou ons het 26 rye, en ons begin met 1, 2, 3. En in daai derde ry, elke derde ry gaan ons 'n beentjie vasmaak. Maar nou presies waar gaan ons die beentjie vasmaak? Ons het 1, 2, 3, 4, 5 kortbene. En ons gaan die beentjie in daai derde, daai middelste kortbeen vasmaak. So hier was nou my ry 1, 2
en 3. Nou aan hierdie kant sien 'n mens hom nou 'n bietjie moeiliker, maar as ek nou gaan kyk waar my ander koordbene is, beteken ek moet my beentjie van my spinnekop hieraan vaswerk. Druk my naald in. Ek kry my been. Ek trek hom uit. Nou is daar 2 lissies aan my naald en ek glipsteek hom deur en ek trek hom baie styf vas. OK. En nou gaan ek 'n laaste glipsteek maak. Ek vat my naald, trek hom 1 keer deur. Ek knip my gare. Maak seker hy is lank genoeg dat jy hom later kan knoop. Jy sal sien. So maak seker hy is omtrent jou vingers se lengte en jy knip hom af. Jy trek hom deur. Jy trek hom vas. En daar is jou eerste beentjie. Jy kan daar waar jy hom vas deurgedruk het die naald, daar waar jy hom vasgewerk het, kan jy nou jou naald vat en jou stertjie deurtrek. Nou is die stertjie aan die binnekant. En hier is jou eerste beentjie en hy gaan goed, baie goed vas wees aan hierdie lyfie. Ons gaan later, wanneer ons nou al 8 bene hier vas het, kan ons hulle aan mekaar vasknoop en jy weet hulle gaan vir ewig daar bly. Nou gaan ek my volgende been maak en in my volgende derde ry gaan ek hom vasmaak. So dit sal wees 1, 2, in die derde ry maak ek my tweede beentjie vas en dit sal wees in die derde steek van die 5 kortbene. Soos daar's 2 kortbene, daar's 2 kortbene. Ek gaan hom net daar vaswerk. En dan gaan ek dieselfde doen met al die ander. 1, 2, 3 vaswerk. 1, 2, 3 vaswerk. 1, 2, 3 vaswerk. Tot ek al 8 beentjies vas het. Daar behoort 3 beentjies, 2 rye aan hierdie kant oor te wees en 2 tot 3 rye aan die ander kant. Dan sien ons mekaar wanneer ons albei 8 bene vas het aan ons lyfie. Heel in gedagte het ek oorgeskuif van my 4.5 na my 5 mm vir die beentjies van die spinnekop. Maar daar's geen probleem met dit nie, want die bene hoef nie so styf te wees soos die lyf nie, want die bene gaan nie 'n vulsel kry nie. Maar ja, al 8 beentjies is nou aan, en die binnekant is net garings. Ek het my stertjie sommer so 2 saam vasgeknoop, om seker te maak, dat hierdie beentjies nêrens heen gaan nie. Met die Nirvana lyk dit 20 keer erger. Dis net flaf waar jy kyk. Jy moet maar mooi tel en jou oog maar mooi gebruik hierso, om jou steke te vind, daai middelsteek te vind hierso. En hulle is ook almal agter vasgeknoop. Die inwerk van die garentjies, of die saamwerk van die garentjies met die Nirvana voetjies was baie makliker, waar die Pure Gold is 'n digter chunky, die Nirvana het 'n baie gladde
silkie gevoel. So dit was baie makliker om hierdie stertjies terug in te werk by die beentjies op. En jy kan ook voel, die tekstuur is heeltemal anders. Ek kan verstaan hoekom die kaaitjies so lekker hierdie wil was en brei. Maar nou toe, ons het nou al ons 8 beentjies aan, en ek gaan julle wys nou met die Pure Gold spinnekop, hoe ons hom nou aan mekaar gaan heg. Onthou julle die lang stertjie wat ons gelos het? Ons gaan hom nou gebruik om die lyfie vas te hekel. Ons het nou ons buitekant en ons dop hom in. Al hierdie voetjies, sien julle hier bo die stert. Ons gaan hom nou afwerk. Van daai punt af deur soontoe. So ek gaan nou al hierdie voete aan hierdie kant sit. Al my garingkies, ek soek nou niks wat in my pad gaan wees nie. Ons het ons 9 vlegseltjies en ons 9 vlegseltjies. Gaan my naald deursit en hom deur, skus, daar kap ek die raam en ons trek deur albei vlegsels en ons maak 'n glipsteek. En ons werk nou deur elke vlegsel totdat ons deur al 9 steke geglipsteek het. Dit gaan baie vinnig. Hierdie is 'n lekker vinnige projekkie. Maak net seker ons gaan in die vlegsel in. Jy hoef nie te glipsteek nie, jy kan 'n gewone kortbeen ook maak, wat ook al vir jou werk. Onthou, dit is aan die binnekant, niemand gaan die binnekant sien van jou spinnekop nie. Kom ek haal hom af. Doen daai laaste 2 steke. Die glipsteke is die moeilikste en hy is die styfste enetjie. En ons werk hom deur. En as hy styf is dit 100% reg so. Ek kom nou, maak seker ons het al die bene. Daar is sy, ja, die eerste en die laaste is die moeilikste, daar is sy. Want ons wil nie hê enige stopsels moet uit nie. Ok. En daar is hy. Deur, as jy wil, kyk ons het nog hierdie laaste stukkie van ons stert oor, dan gaan ons hom nou glipsteek en deurtrek. Jy kan hom knoop, en dan weet jy ook hy is vas. En nou het jy 2 opsies. Ons kan hierdie oorblywende stertjie vat, en ons gebruik hom. Kom ek zoom hom nou mooi in. Ons kan die stertjie vat en ons werk hom deur, of jy kan vir jou nuwe gare kry en hom deurwerk. Maar ek gaan sommer die stertjie wat ek reeds het gebruik. So maak julle soompie klaar. En jy kan jou video pause. En ek sien jou wanneer ons hierso by die rand is. Hier is nou 'n magdom stertjies. Maak seker hulle is almal uit jou pad uit.
Die enigste stertjie wat ek nou wil gebruik, is hierdie lang stertjie wat oorgebly het hierbo. As jy voel jou stertjie gaan dalk nie lang genoeg wees nie, gebruik 'n ander stukkie van jou wol om hom vas te heg. Hierdie is baie maklik. Jy moet net mooi herhaal. As ons kyk hier's 'n draadjie en 'n bamp en 'n draad en 'n bamp en hy gaan die hele tyd so. Nou jy kan kies, jy kan of deur hierdie draad werk of jy kan deur die lissie werk. As jy deur die lissie begin, moet jy net seker maak dat jy dieselfde doen met die ander lissies. En jy werk jou naald daardeur. En jy gaan nou deur al die lissietjies. Jy kan die video pause en ek sien jou wanneer ons hier by daai laaste lissie is. Ek het nou deur al my lissietjies geryg, reg om. Is nou nie die einde. So wat ons nou doen, ons vat die werk en ons trek hom vas en ons maak hy sirkeltjie toe. Sien julle hoe raak hy kleiner en kleiner? Ons trek hom lekker styf vas. En jy gaan sien, hy gaan nie 100% toemaak nie. Dis reg wat ek dan doen. Ek vat my gare, ek druk hom in die sirkel en ek druk hom sommer hier deur. En ons werk hom toe. En dan van hier af, sommer daarin. Net om seker te maak daai gaatjie is mooi toe. Ons gaan hom sommer daarin vat. Ja, nou vat dit 'n bietjie kreatiewe assesserings hierso. OK, hier is hy 'n bietjie los, kom ons maak seker hy is stewig daarso. En ons trek hom vas. En as jy nou 'n vinger insit, dan sal jy sien, hier sien jy niks nie. Niks gaan hier deurkom nie. Ek haal my naald af. So ek sê, dit vat nou nie, jy hoef nou nie die mooiste netjies te werk te doen nie, want dis aan die binnekant van jou werk. Ek maak daai knopies, maak sommer 2. En nou, met al my garentjies, dop ek my spinnekop om. Julle sal sien, hy is mooi toe daarso. En ek vat al hierdie tooiings, ek druk hom terug in. En nou kan ons stuffing kry. Daar sê, ek hoop julle het julle stopsels van keuse. Myne is sommer 'n ou kussing, platgesitte kussing wat ek hierso het en ek trek hom sommer so uit mekaar net om hom weer sag te kry. En jy kan natuurlik gebruik wat ook al vir jou pas. Wat ek hou daarvan om te doen, al hierdie garentjies wat ek afgeknip het en losgeknip het, ek gaan dit sommer ook insit. Net om vir julle te wys hierso. Ek het my Nirvana spinnekoppie ook hierso klaar gemaak. Hy is nou ook gereed om gestop te word. En ja, dit is, jy moet omtrent mooi kyk, dit is garings orals. So ja, ek gaan hom ook net omdop en al sy garentjies indruk en dit sal ook dien as stopsels. Julle hoef nie te bekommer nie, hierdie garentjies gaan nie by die gaatjies uitkom nie. Hier's te veel wolletjies en dingetjies wat hulle gaan keer. En enige garentjie wat ek hier los het, gaan sommer nou hier in. OK. So, jy kan jou eerste bietjie, ek vat maar so stukkie vir stukkie, wat ek die spinnekoppies instop. Ek druk sommer so 'n klein handjie vol, druk ek in, en dan hier in die middel, druk ek sommer albei my duime in, dan druk ek hulle na die kant toe.
want ek wil hê my stopsels moet hier aan die kant eerste inwerk, en dan vat ek hom so bietjie vir bietjie, en ek druk hom in die middel in, ek werk hom in, en dan draai ek en trek ek hom, en ek draai en druk al my stopsels hier in die kante in, vat my vingers en ek trek oop en ek druk. En so kan jy maak, totdat jy voel, jou spinnekop is nou lekker dik genoeg opgestop. Jy wil hê hy moet styf gestop wees, maar hy moet nie so styf wees dat hy soos 'n tennisbal voel nie. Hy moet nog steeds so bietjie van 'n bons in hê. Nadat ons spinnekoppies lyk soos 2 gestopte pampoentjies, nou kan ons hulle toemaak. Ek gaan nog hare nodig hê. Kom ons vat so, dis nou basies net om hierdie boonste ringetjie toe te maak. Soos wat ons hier onder gedoen het, gaan ons nou dieselfde doen net hierbo. So ons het nie baie lang stuk nodig nie. Ek gaan myne sommer net so 2 keer oor die hand vou, om hier so afknip. So sit vir die pink spinnekop die een kant. Ok, en nou gaan ek hom deur my naald ryg. Hierdie is 'n 4-draad naald, so hy ryg so 'n bietjie moeiliker. Hy moet nou net saamwerk. Das sy. Ons het die gare in. En nou net soos die vorige keer, hierso is hierdie lang beentjies en hierdie hobbeltjies. 'n beentjie, hobbeltjie, beentjie, hobbeltjie. Jy kan deur die beentjie jou gare ryg, of jy kan deur die hobbeltjie jou gare ryg. Ek gaan sommer myne deur die hobbeltjies vat, en net, ja, ek gaan nie hier op hierdie punt begin nie, want dis hier waar ons naad loop. Ek gaan so ekstra garingkie deursit. Ek gaan sommer net so langs aan hom begin. So deur elke, net ek hom nou, ok, ek het hom nou hier deur die beentjie, so dis fyn. Deur elke beentjie gaan ek nou my garing ryg, presies dieselfde as die vorige ene. Jy kan dit doen hoe ook al dit vir jou gemaklik is, solank jy net dieselfde metode en tegniek herhaal. En dit gaan so vinnig. Hierdie stopsel wil net uitspring. So ek gebruik my duimsom om hom vas te druk, en dit gee my beter beheer op hierdie spinnekop. En dit gaan sommer vinnig. En hier by die naad gaan ek sommer ekstra enetjie hier indruk. Nou weer by daai been. En daai been. Hier is waar ek begin het. En ek begin daar waar ek geëindig het. En ek gaan nou toe trek. Kyk hoe mooi maak hy toe. Ekskuus. Stamp ek nou vandag so baie hierdie camera stand. Hy is nogals moeilik. So druk die materiaal en trek, want jy wil nou nie hê jou gare moet breek nie. As sy, gaan som hierdie naald vat, bietjie indruk, dat sy, en ek trek hom styf. Ek dink ek gaan hom stywer as dit kry nie, en ek maak 'n knoop, dat sy, en net nog 'n knoop, vir ingeval. En ek gaan hierdie gaatjie, gaan ek net wegwerk. So ek vat my naald van die ander kant af, van die buitekant af in, en ek trek hom deur.
en ek trek hom styf. Maar van daai kant af. En ek dink dan is ek klaar. Ek gaan hom net hierso weer uithaal hier waar my ander stertjie is, om 'n laaste knoop gee. Op hy nou hier uit. Laaste knoop gee. En nou vat ek hierdie stertjies. Ek gaan mos sommer hier deur my werk druk. Sien, hy is nou hier aan die ander kant. En dieselfde gaatjie waar ek uitgekom het, vat ek hom terug, maar ek gaan nie daar nie, ek gaan sommer hier by die kant uitkom, want ek werk nou sommer die gare binne my spinnekoppie weg, en die wat hy kriskras deur die stuffing, en onder al die ander garings is nog hier binne, knoop hy homself nou vas. Sien jy, hy gaan moeilik trek, want hy gaan nou deur 'n klomp ander garings. En dit is wat ons wil hê. Hy moet nou net, das sy. En dan gaan ek hom hierso afknip, en 'n bietjie druk, en ek gaan nou hierdie garingkie ook wegwerk. So ek vat hom deur my spinnekop, en ek vat hom deur my spinnekop, en ek vat hom deur soveel soos wat ek wil, moet hom nie te styf trek nie, want anders te gaan hy jou lyfie in 'n snaakse posisie intrek. Jy wil net die garing deurtrek, dat hy deur die binneste stuffings gaan, en die binneste garingkies, sodat hy daar binne geknoop raak, so want die kat gaan nou lekker rof speel, en hy gaan met sy naaltjies al hierdie dingetjies trek, en met sy tandjies dit byt, en omdat hy deur die binneste gedeelte van die spinnekop gaan, knoop hy homself. So ek gaan gou hierdie stertjie wegwerk, en dan ons 'n gesiggie om te gaan, en ons toutjie. Al my garingkies is ingewerk, en ek het sommer seker gemaak, enigiets wat uitgesteek het ek teruggedruk met die naald. Mooi netjies. Kyk hoe lyk ons. Ons spinnekoppies lyk soos klein pampoentjies. Ok, die volgende stappie gaan wees om hierdie tou te maak. Dit is nou die toutjie wat jy gaan vashou, en jy wil seker maak die lengte is lank genoeg. Jy wil jou spinnekop in jou hand hou, en hierdie toutjie moet basies die lengte wees van jou arm tot amper by jou skouer. En dan weet jy kan gemaklik sit en speel met die kat, staan en speel met die kat. Jou klein kindertjies kan ook dan met die speeldingetjie met die dier speel, sonder dat die kat per ongeluk vir hulle gaan krap of per ongeluk kan seermaak. So dit is, jy kan natuurlik, as jy die toutjie wil korter maak, is jy meer as welkom. As jy dalk reeds iets het wat die spinnekoppie kan haak, waarmee jy die kat kan speel, kan jy dit ook gebruik. Maar vir my gaan ek sommer hierdie lekker lang toutjie maak, en ek gaan julle nou wys hoe. Ek heg die toutjie direk aan die spinnekop vas. Hierdie is nou die bokant, hier was nou die onderkant, en hierdie is die bokant. Dit is waar ons nou net afgeëindig het, daai laaste sirkeltjie wat ons toegemaak het. Nou moet julle check. Hierdie is nou 'n bietjie moeilik, want sien julle hierso, hy maak so kroentjie. Ons wil ons naald in hom indruk, nie te diep nie, en dan wil jy hê die naald moet aan die ander kant uitwys. Nou, hier is waar hy bietjie moeilik is, want hy's baie styf, en daar stuffing in, sien julle, hy kom daai kant uit. Ok, nou gaan ek my skuifknoop maak. Ek het my skuifknoop, en nou daai gaatjie wat ek nou gemaak het, hy was my voorbereidingsgaatjie, as ek nou amper so kan sê. Ek gaan nou vir my dinge 'n bietjie makliker maak, so ek gaan hom daar waar ek hom ingedruk het, gaan ek hom deurdruk, en dan het hy daai kant uitgekom,
En ek vat my gare en ek haak hom. Nou gaan hy bietjie moeiliker raak. Ek draai sommer my naald. Ons wil hom deurtrek. Sien julle, hier kom hy uit. Daar waar ons hom ingetrek het. Ek het my naald deurgedruk. Hierso in. My gare gevat, deurgetrek. En nou sit ek met 2 lissies. En ek maak 'n kort been. En ek trek hom lekker styf vas. Nou kan jy jou sien, nou is hy vas. Hy is nou deel van jou spinnekop. Nou jy kan hierdie stertjie terug inwerk in jou spinnekop en dan weet jy, hy is ekstra vas, of jy kan jou stertjie in jou ketting inwerk. Nou, vir jou nirvana, as jy jou stertjies in jou ketting in terugwerk, jy sien dit amper nie. As jy jou stertjie terug inhekel met die Pure Gold, sien jy hom 'n bietjie meer. Hy maak hom 'n bietjie dikker daarso. So ek gaan hierdie stertjie gaan ek met 'n naald terug inwerk, maar nou gaan ek eers my ketting maak. Nou maak ek doodgewone kettings totdat dit die lengte is van my arm en ek sien julle dan wanneer ons hierdie stertjie saam inwerk. Ek het nou my kettingkie lank genoeg gemaak en ek eindig hom af, baie eenvoudig. Jy knip hom en jy trek hom deur, jy trek hom styf. En daar is jou kettingkie. Jy kan natuurlik vir die kleintjies of vir jouself dit ook aan 'n stokkie vasmaak en dan kan jy die toukie nog korter maak. En kom ek wys gou vir julle, hoe lyk dit nou hierso met die Nirvana wol wat ek gebruik het. Hierdie is nou die Pure Gold. En ek gaan nou nog net hierdie stertjie inwerk. Ek gaan hom hier in die middel inwerk, sodat my toukie nog mooi uit die middel uitkom. As jy jou stertjie op 'n ander plek gaan inwerk, mag jou toukie dalk 'n bietjie skeef trek. En ek is 'n bietjie soms nou eksie perfeksie, so ek soek my toukie mooi in die middel. Hierdie stertjie gaan ek presies hier in die middel deurtrek en ek gaan hom afwerk soos wat ek al die ander toutjies gedoen het, wat ek binne die lyfie deur zigzag, totdat my gare kort genoeg is, of totdat ek voel ek het dit genoeg gedoen en dan knip ek hom af. Ek wou net gewys het, hierso is nou die Nirvana. Ek het hom vasgehak, nes ek gemaak het met die Pure Gold, en die enigste verskil is, ek het my stertjie ingewerk. En jy kan dit glad nie sien nie, hoekom? As gevolg van al die wolletjies en dingetjies van die Nirvana wol. So jy sien nie eers daai stertjie wat terug ingewerk is. Jy sien net, hy's 'n klein bietjie meer bonkig, en dit is dit. So ek gaan nou hierdie toukie inwerk, en dan kan julle solank julle 4-draad gare of borduurgare, wat ook al julle verkies. Ek is nou nie 'n foendie met hierdie klas van goed nie, en dan gee ons vir ons spinnekoppie 'n gesiggie. Sien julle nou? Soos julle kan sien, al wat 'n stertjie is weggewerk, en jou kat sal moet deur hierdie tou byt vir hierdie toukie om af te kom. Ok, ek wou graag hierdie geel gebruik het vir die gesiggie, maar ek sien nou dit is 'n dubbeldraad, en ek soek 'n 4-draad. Ok, so ek het daarom nog cottons volplaai hierso. Nou, sommer, wat ek nou hier het, is L cottons, dis in 'n projekte sak. Ek gaan dit sommer gebruik. Ek dink dit behoort
uit te staan sonder om te veel te erg te lyk. Ok, nou, ek soek 'n toukie, dieselfde soos toe ons hom vasgewerk het. Ek soek hom 'n lengte wat is 1, 2 en 'n half. As jy hom nou so by mekaar sit, dan wil ek amper sê, hy gaan nou 3 keer hier om my vingers. Hierdie toukie behoort meer as lank genoeg te wees. En ek knip hom af, ek kry alles hier uit die pad uit. Nou hier kom hy, dit is 'n lekker deel, maar dis triekie ook, want jy kan nie spesifiek sê waar en hoe om in te gaan nie. Ek kan vir julle probeer wys. Ok, kom nou. Ok, ek wil seker maak hier is redelike lang genoeg sterkie wat ek kan terugwerk. Julle sal sien. Ok, nou vir die oogies, julle, hierso is die naad waar ons nou vasgewerk het. Daar is die middellyn. Nou ek wil 'n oogie aan hierdie kant en ek wil 'n oogie aan daai kant. En my mondjie gaan basies in die area wees hier tussen die beentjies. Hierso gaan die mondjie wees. So ek wil die oogies nie te naby hier hê nie. Ek wil as my mondjie hier gaan wees, dan wil ek my oogies hier hê in hierdie ry. So hier is die middellyn. Ek wil nie my oogie op die middellyn sit nie, want dan sit ek my ander oogie ook op. So net deskant van die middellyn af. Ek gaan my naald hier indruk. En ek gaan hom sommer net 'n kort entjie daarvan af deurdruk. In 'n reguit lyntjie. Ons gaan nou 'n reguit lyntjie. Hierso is my pink ene sommer as 'n voorbeeld. Ons is nou daar, ons doen eers hierdie reguit lyntjie. En ek trek hom deur. En ons wil 'n stertjie los, lank genoeg wat ons kan terugwerk. En nou vat ek my gare, ek vat hom weer deur. En in, weer. By dieselfde gat in en by dieselfde gat uit. Ek wil hom nie styf trek nie, ons maak nie 'n knoop nie, ons is besig om oogies te werk. Ok, en dan gaan ek hom indruk, maar in plaas van dat ek hom nou hier uitkom, ons maak nou daai kwaai oogie. Ek gaan hom nou hier bo ergens uitbring. Ek gaan in, en op, hier is nou baie dinge hier onder. Ok, kom maar kyk. Gaan ek tevrede wees? Ja, wat? Hoekom nie? Ok. En ek trek hom net 'n bietjie styf, nie baie, net 'n bietjie. En ek vat hom weer deur dieselfde gat in en dieselfde gat uit. En ek trek hom deur. Daar is hy. Kwaai oogie. En nou gaan ek hom weer hier insit. Sien, dis 2 draadjies hier, dis 2 draadjies daar. Ek gaan hom hier insit, maar ek gaan hom nou aan hierdie kant. Sien, hier is die middellyn. Hier is daai gedeelte van die steke en daai gedeelte. So ek gaan hom insit en dan reg oorkant. Ek druk my werk 'n bietjie. Reg oorkant aan hierdie kant, die teenoorgestelde kant. Gaan ek hom indruk. Dis hy. En dan gaan nou maak soos wat ek hier gemaak het. Ek gaan hom hier insit. En by die gaatjie waar ek ingegaan het, kom ek uit. Ek wil hom presies daarso. Nee, daar is 'n garingkie. Dis hy. En ek werk hom terug. Nou gaan ek weer daarin. By dieselfde gaatjie weer uit. So moeilik ene hierso. Ok. Ek my tweetjies onder. Nou gaan ek hom sommer hierso bo. Dan weer by dieselfde gat. Ok. En 'n laaste enetjie in. Ok, waar die gare nou gaan uitkom, is hier waar ek gesê het ons die mondjie gaan maak.
Die wat al 'n eyelet gemaak het, dit is basies wat die mondjie wat ons gaan maak. Ons maak 'n eyelet. So die garing gaan die hele tyd by dieselfde gaatjie in en uit. En die middel gaan dan, kom ons kyk hier, kan hierdie touwtjie nou so in die pad wees. Die middel gaan dan hier wees. Ek wil hê, die mondjie gaan daar, so ek gaan nou hier in, ek gaan my naald vat, en ek gaan hom deurdruk tot daar, by die middel, sien julle, soek hom, nog 'n bietjie hoor, nog so 'n bietjie hoor, as ek dink daar is redelik in die middel, wat sê julle? En ek trek hom deur. Daar sy, hier is my 2 oogies, is klaar. Hou maar hierdie garingkie uit die pad uit. Ok, ek gaan nou my gare hier indruk. Ag ja, kom ons kyk hoe groot gaan ons die mondjie maak. Ons wil die mondjies nou nie te groot maak nie. Nou kyk vir 'n gemaklike plekjie om in. En dan aan die teenoorgestelde kant gaan ek hom uitdruk. En daar is my eerste gedeelte. Ek druk hom hier in. En ons gaan nou basies eyelet maak. Jy moet maar jou naald maar lekker werk. Dis nie die maklikste gedeelte nie. Maar dis ook nie die slegste gedeelte. Dis nogals lekker om te sien as die mondjie klaar is. Kyk daarso. En dan gaan ek hom insit. Kom nou. Hoe meer gare daarin is, ek wonder of daar nou ietsie in die pad is. Kom ek vat my naald en dan druk ek hom net so bietjie, daar sy. Nou behoort hy makliker te werk, daar sy. En ek druk my naald aan die ander kant uit. En ek bly nou dit doen totdat ek genoeg garingkies het wat in die middel in en uitkom. Ag so silindries, so sirkelvormig soos wat 'n mens kan. En dan met jou laaste gedeelte. Ek gaan nou hier aangaan en ek sien jou wanneer jy nou voel jy het genoeg gehad. En wanneer ek genoeg gehad het om met hierdie mondjie mooi rond te laat lyk. En dan sien ons mekaar weer. So pause gou die video. Ek gaan hier aangaan, jy kan aangaan en ons sien mekaar wanneer ons nou die mondjie amper voltooi het. Daai was nou 'n trend ietsie, of hoe sê julle? Ok, ek het nou my laaste enetjie wat ek moet doen, so ek gaan hom hier indruk. En hier waar hierdie garingkie uitkom, dis nou waar my gare volgende gaan uitkom, in daai oogietjie, sien julle daar? Ek druk hom nou deur die mondjie en ek gaan hom nou hier by die oogie laat uitkom. En daar is my mondjie klaar. Ek is tevrede met my mondjie. En ons knoop ons gare. Jy kan natuurlik so kreatief wees met hierdie gesiggie, soos jy wil. Dis maar nou hoe ek hierdie gesiggetjie maak. En ek gaan hierdie gare wegwerk eenvoudiglik met die volgende proses. Druk weer die hare deur. Die gaatjie waar hulle nou uitgekom het, terug in. Ek druk hom deur. Nou net daar so. Ek druk hom deur. Ek trek hom stryd deur. Druk 'n bietjie en ek knip hom af. En dan sien jy jou spinnekoppie terug, weg is daai gaatjie. Nou dieselfde met hierdie ene. Vat my naald, sommer enige plek, en ek druk hom deur, trek hom uit, en hierdie stukkie is lekker kort, kom ons kyk, miskien kan ons hom net sommer terug in. Daar sy. En daar het ons dit. Hier is julle speelspinnekop vir julle kaartjies.
hier is nou sommer 'n paar klere. Ek doen dit sommer in lekker helder klere, want dan gaan ek nooit daai speelding verloor nie. Jy kan dit natuurlik swart of bruin of enige kleur wat jou pas, kan jy dit maak. En dit is ietsie wat maklik kan was. En die katte geniet dit. Hulle lek dit, hulle was dit, hulle byt dit, hulle trek dit met hulle tande, hulle klou dit, hulle geniet dit ontsettend baie. En enigietsie wat uitrafel, ag ja, julle ken mos maar ons katjies, hulle kan 'n ding opeet. Maar jy hoef nie te bekommer dat hy die pootjies gaan aftrek, die toutjie gaan losmaak of niks sulke dinge nie. Hulle gaan dit vreeslik baie geniet. Doen dit in die klere wat jy wil. En soos ek sê, ek gebruik persoonlik die helder kleure. So as my kat dit onder 'n bank in speel, agter 'n kas, agter 'n klok, dan vind ek dit 'n bietjie makliker. Maar ja, ek hoop julle geniet hierdie katspeelding en mag dit vir julle en julle katjies baie vreugde bring.